Goeiedag almal, dit is Werner van die Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag kyk ons na vrae 79 tot 84 van die kompendium van die Katekismus van die Katholieke Kerk. Vraag 79. Wat is die blye boodskap vir die mens? Dit is die aankondiging van Jesus Christus, die Seun van die lewende God, Matteus 16 vers 16, wat gesterf en opgestaan het. In die tyd van koning Herodes en keiser Augustus het God sy beloftes aan Abraham en sy nageslagte nagekom deur sy seun te stuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, vry te koop, sodat ons kinders van God aangeneem kon word. Galasiërs 4 vers 4 tot 5. Vraag 80. Hoe word die blye boodskap versprei? Vanaf die begin het die eerste disippels die vurige verlange gehad om Jesus Christus te verkondig, met die bedoeling om almal tot geloof in hom te bring. Ook vandag wek die liefdevolle kennis van Jesus in gelowiges die begeerte op hom te evangeliseer en katekese te gee. Dit wil sê om God se heilsplan in die persoon van Jesus Christus aan almal duidelik te maak en hulle in gemeenskap met hom te bring. Vraag 81. Wat beteken die naam Jesus? Die naam Jesus, wat deur die engel op die oomblik van die aankondiging gegee is, beteken God red. Die naam dui Jesus se identiteit en sy sending aan, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Matteus 1 vers 21. Petrus bevestig, daar is geen ander naam op aarde aan die mense gegee waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie. Handelinge 4 vers 12. Vraag 82. Waarom word Jesus Christus genoemd? Christus in Grieks, Messias in Hebreëus, beteken gesalfde. Jesus is die Christus omdat hy deur God gewy is en met die Heilige Gees gesalf is vir sy sending as verlosser. Hy is die Messias waarop Israel gewag het en deur die Vader na die wêreld gestuur is. Daarom het Jesus die titel van Messias aanvaar, maar die betekenis daarvan noukeuriger uitgelê as die een wat uit die hemel kom, Johannes 3 vers 13, gekruisig is en opgestaan het. Hy is die lydende diensknegt van God, wat sy lewe gee as losprys vir baie mense, Matteus 20 vers 28. Van die naam Christus het ons die naam Christene gekry. Vraag 83. In watter opsig is Jesus die eniggebore seun van God? Jesus is die seun van God op 'n unieke en volmaakte manier. By sy doop en by sy verheerliking op die berg het die stem van die unieke en ewige die stem van die Vader Jesus as sy geliefde seun uitgewys. Deur homself bekend te maak as die seun van wat die Vader ken, Matteus 11 vers 27, het Jesus sy unieke en ewige verhouding met God as sy Vader bevestig. Hy is die eniggebore seun, 1 Johannes 4 vers 9, van God, die tweede persoon van die heilige drie-eenheid. Hy is die middelpunt van die apostoliese prediking. Die apostels het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die eniggeborene wat van die Vader kom, Johannes 1 vers 14. Vraag 84. Wat beteken die titel Here? In die Bybel verwys hierdie titel gewoonlik na die oppermagtige God. Jesus pas die titel op homself toe en openbaar sy oppermag deur sy gesag oor die natuur, oor die demone, oor die sonde en die dood, oor die dood en veral deur sy opstanding. Die eerste Christelike belydenisse verklaar dat die mag, die eer en die heerlikheid wat God die Vader toekom, ook aan Jesus behoort. God het hom die naam gegee wat bo elke naam is, Filippense 2 vers 9. Hy is die Heer van die wêreld en van die geskiedenis, die enigste een aan wie die mens sy persoonlike vryheid geheel en al moet onderwerp. As jy enige vrae het oor die Katholieke Kerk of iemand ken wat op 'n reis is van bekering tot die kerk, moet asseblief nie huiwer om na ons uit te reik deur daardie e-posadres of selfoonnommers of dit aan mense te gee. Die Here seën u.